Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Vrydag, 24 Julie, en die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Romeine 8 vers 12 tot 17 in die 1983 vertaling. Die woord beloof keer op keer aan ons dat God by ons is, dat hy teenwoordig is in die tye van vreugde, opgewondenheid, in tye van hartseer en lyding, maar ook in die gewone. Ek nooi jou uit om stil te word en ook hier nou aan daardie belofte vas te hou. Johan Silje se gedig Begrond nooi ons dieper hierdie stilte binne. Here, U ken my diepste grond, al my vrese, gegrond en ongegrond. U weet van al die waan, van elke afdwaal in my bestaan. U ken die skadukant van my wese. Sonder grond, o Here, sal U my tog in die genade bly begrond. Amen. Romeine 8 vers 12. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ons leef in 'n wêreld wat gedurig vra dat ons onsself bewys. Ons moet presteer, ons moet onsself regverdig, ons moet ons plek verdien. Maar Paulus begin op 'n ander plek. Hy herinner ons dat ons nie deur vrees regeer word nie. Ons het nie 'n gees ontvang wat ons weer slawe maak nie. Ons het die Gees ontvang wat ons leer om God aan te spreek as Abba, Vader. Dit is die grootste wonder van hierdie gedeelte. Nie noodwendig dat ons alles van God verstaan nie, maar dat ons God mag aanspreek met die taal van vertroue. Abba is nie 'n towerwoord wat God nader bring nie. Dit is die woord wat groei uit 'n verhouding. Die woord van iemand wat weet, ek hoort hier. Paulus sê die Gees getuig saam dat ons kinders van God is. Die Gees dwing nie, hy getuig. Soos 'n stem wat telkens terugkeer wanneer ander stemme jou identiteit probeer bepaal. Wanneer skuld sê jy is nie genoeg nie. Wanneer vrees sê jy is alleen. Wanneer mislukking sê jy het geen plek nie. Dan kom hier die ander waarheid. Jy behoort aan God. En as ons kinders is, sê Paulus, dan is ons ook erfgename. Nie omdat ek en jy dit verdien nie, maar omdat God sy lewe met ons deel. Natuurlik beteken dit nie dat die pad altyd maklik sal wees nie. Paulus is dikwels in hierdie Romeinebrief eerlik dat daar lyding is. Maar selfs ons lyding kan ons nie losmaak van hierdie diep werklikheid nie. Ons leef nie as vreemdelinge in God se huis nie. Ons leef as geliefde kinders. En dit is van daar af dat die lewe van geloof vir my en jou begin. Ek nooi jou uit na 'n oomblik van eerlike refleksie oor jou eie lewe. Watter stemme probeer vandag jou identiteit bepaal? Praat gerus met God hieroor in gebed.
Wat beteken dit vir jou om God as Abba, Vader, aan te spreek? En hoe kan hierdie wete dat jy kind van God is, jou manier van leef verander? Dink ook hieroor na en praat met God soos die Vader wat hy inderdaad vir my en jou is. Waar nooi die Gees jou om minder uit vrees en meer uit vertroue te leef? Watter dele van jou lewe wil jy dalk nou ook voor God bring? Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie dat ek nie my plek by U hoef te verdien nie. Wanneer ander stemme my laat twyfel aan wie ek is, laat die Gees my weer herinner dat ek aan U behoort. Gee my die vrymoedigheid om soos 'n geliefde kind te leef, met vertroue, dankbaarheid en hoop. Amen.